dierbare en getroue Hemelse Vader, dit is vanmôre 'n besondere voorreg vir my om voor hierdie pragtige en kosbare gemeente van U te staan. Ek wil vra, Here, dat U my sal oorskadu met U goedheid, met U grootheid, met U majesteit, en mag U naam verheerlik word, en mag U koninkryk kom. Ek bid dit in Jesus se naam met danksegging. Amen. Die eerste keer in 40 jaar dat ek sonder 'n bril preek. Nou, dis eintlik goeie nuus, want my oor raak beter en ek weet nie hoe dit werk nie. As ek hom later dalk weer opsit, dan moet julle maar weet my oor verswak. Geliefdes, ek lees vir u 'n skriftuur wat u al baie gehoor het in hierdie kerk. Maar 'n skriftuur wat ons wil in die ou manier verstaan en sien. Maar vanmôre, deur die genade van die Here, wil ek die skriftuur bekyk vir 'n wyle met nuwe oë, met oë wat deur die Here se bril kyk. Openbaring 12 vers 17. En die draak was vertorend op die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wie die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus het. Openbaring 19 vers 4. Want die getuienis van Jesus is die gawe of die gees van profesie. Dankie vir julle reeds meelewendheid. Mag die Here julle ryklik seën vanmôre. Weer 'n hartlike welkom vanmôre by ons erediens. Dit is wonderlik om soveel mense te sien en dankie dat jy opgekom het hiernatoe. Jy ken vir Marius? Ons ken hom al almal, ons het hom almal gehoor hierso en baie welkom en dankie dat julle gekom het. Ons waardeer dit. En kom ons open ons diens dan nou deur saam te sing. Ons volgende lied is 188. Baie dankie ons Here dat U ons geseën het en dat ons ook 'n gedeelte kan terugbring wat aan U behoort. Ek bid Here dat U dit sal gebruik, dit sal vermenigvuldig en dit ook sal gebruik waar ook al nodig om U koms op die wolke van die hemel te bespoedig in Jesus naam. Amen. Ek wil net graag vir u baie dankie sê dat julle my vanmôre bedien het. In die sang, die voorprogram, die lesstudie. So ek kan maar loop. Ek het 'n seën ontvang. Dit was aangenaam om saam met julle te aanbid. Ek het nie die krag en die visie en die insig gehad en die intellek om hierdie boodskap op te stel. Ek het dit nie gehad nie. Ek het op skool swaar getrek. Geliefdes, ek wil aan u bevestig dat die boodskap kom van die Here af. U kan sien ek is effens emosioneel.
Maar dis goed so. Dis goed so om effens emosioneel te raak aan die dinge van die Here. Iemand stuur vanmôre vir my 'n boodskap. Ek sê vir hom dat ek is vanmôre in 'n mate 'n bietjie bewerig. Hy stuur vir my 'n boodskap terug van die Oos-Kaap af. Hy sê Marius, onthou in wie se diens jy vanmôre staan. En dit is met daardie wete dat ek die moed het om hierdie boodskap te bring. Julle siele is vanmôre in my hande. Het jy dit geweet? Wie gee my die reg om vanmôre tussen die lewende en die dode te staan? Die Here wat ek aanbid. Die Here wat ek aanbid. Staan hier vanmôre 'n foutlose man voor u op hierdie kansel? Nee. Want ek het hierdie boodskap net so nodig soos u. Hier is gesigte in hierdie kerk met wie ek vriende gemaak het. Vrede gemaak het. En vanmôre wil ek hê, julle moet julle liefde aan my bewys deur die boodskap van die Here te aanvaar. Ek wil julle nooi om terwyl ek besig is, kort vir my 'n gebed op te stuur. Dis 'n geweldige kritieke boodskap wat ek vanmôre moet bring. En ek wil vir u sê, ek wens ek het 'n papiertjie in my hand gehad. Daar is nie 'n kwart millimeter kritiek teenoor enige iemand van nie. Die Here wil vanmôre met ons praat. En nou bevestig ek aan u. Ek staan vanmôre onder die gestorte bloed van Jesus Christus. Hy is my beskutting en my krag en my roemtaal. Is dit goed so? Is ons nou gereed vir die erediens? Kan ons maar aangaan. Geliefdes, net dit. Ek was kort nog 'n jong man toe hulle my vra om te preek en ek was byna dood. En ek staan in die konsistorie in P. Weskerk en 'n hoofouderling of 'n ouderling kom na my toe en sê vir my, slaan jy vanmôre die sweep? Ek sê ja. Geliefdes, kom ons maak ietsie vas vanmôre. Marius, kom nie die sweep in lê. Dit goed so? Waarom gaan ek vanmôre hierdie boodskap bring? Omdat ek lief is vir die gemeente wat voor my sit. Ek ken julle nie intiem nie. Maar julle gesigte bly hier in my gemoed. In die besondere verwelkoming wat jy my altyd gee. Omdat ek jare terug swaar gekry het met depressie en op die vloer van die lewe gelê het, bring ek hier en daar 'n bietjie humor in. Dis hoekom ek vanoggend vir Sari gesê het, jy kan my maar weer welkom hier. So, ek voel tuis, ek voel gemaklik en julle moet gemaklik wees, maar geliefdes, beloof my een ding. En ek sien julle kyk my in die oë. Daar's net 'n jong dametjie wat bietjie met haar foon kyk. Dis goed so. Dis goed so. Beloof my een ding. Dat julle na hierdie boodskap my net so lief gaan hê as wat julle my het voor hierdie boodskap. En ek gaan tog ietsie moet byvoeg. Bewys aan my julle Christendom deur my vry te spreek as ek klaar is met die boodskap. Ek wil vanmôre so eenvoudig begin dat die kindertjies ook kon verstaan. Ek wil graag kyk na die historiese aanslagte teen Godskerk. My oë moet nou vinnig beweeg. Het ons die tema van my preek iewers gesien?
Nee, moenie worry nie. Moenie opkommerd wees nie. Gods strydende kerk. Strook. God seëvierende kerk. En nou kan jy maar ontspan. Die Here is met ons. Die historiese aanslag teen die kerk van die Here. Toe die Here Adam en Eva geskaap het, was Satan reeds daar. Die engele het vir Adam en Eva gewaarsku, hy is hier, hy gaan aan julle verskyn in die vorm van 'n engel van die lig, wees versigtig vir hom. Hy kon nie wag, my dierbare geliefdes, om sy kloue in die kerk van die Here in te slaan nie, want die kerk het uit 2 mense bestaan. Hy kon nie wag nie. Maar geliefdes, ek lees dat die Here ook daar was. Ons ken dit. Hy het in die aandwindjie met hulle gewandel. Hoor net hierdie aanhaling. Vry vertaal. Story of Redemption. Die Here het nie toegelaat dat Satan gedurig vir Adam en Eva gevolg en lastig geval het met sy versoekings nie. Hy het slegs toegang tot hulle gehad by die boom van kennis van goed en kwaad. Watter Here dien ons nie? Kyk hoe beskerm hy sy kerk wat uit 2 lede bestaan. Ek erken dat hierdie boodskap het my geweldige inligting en wysheid gebring wat ek nooit gehad het nie. Toe Kain 'n groenteoffer bring, was Satan daar en die gevolg is Abel sterf, maar die Here was ook daar en hy verwek deur Eva 'n verlossingsbloedlyn seun. Wat die geslag van die koning wat gaan kom sal inlei. Rondom die ark van Noag, oftewel die enigste kerk op aarde, is die Here gespot en gelag tot die waters die mense verswelg het. Die Here was by sy kerk, want hy het sy kerk se deur toegesluit met sy eie hand, dat die kerk kan veilig wees. Dis sy kerk daar. Toe die Here sy volk, sy vervalle kerk onder die mag van Farao wou uitlei, was Satan teenwoordig en het hy Farao gelei om die Here uit te daag. Die Here was ook daar, want hy wou die verlossing van sy volk, van sy kerk, groot en heerlik maak. Ek het dit nie verstaan nie, ek verstaan dit nou. Die Here het Satan se hart verhard, Farao se hart verhard. Hoe sê die mense, dis nie moontlik nie. Gaan lees Levitikus 7 vers 3. Verskoon, laat ek hom net kry, Eksodus 7 vers 3, maar ek sal Farao se hart koppig maak, sodat ek baie tekens en wonders in Egipte kan doen. Ou vertaling sê, die Here het die hart van Farao verhard. Toe die Here op die berg Sinai neergedaal het, om sy volk opnuut bekend te stel aan sy wet, was Satan ook daar en weet jy wat was die doel van Satan met die kerk daar by die berg? Satan wou die Here so toornig maak met wat daar gebeur onder sy leiding, dat hy gehoop het, die Here gaan sy kerk vernietig. Die Here was daar. Die Here was daar. Voor koning Nebukadneser se goue Babylon toring standbeeld is daar ook getooi en die Here was daar. En weet jy wat? Daardie koning wat die kerk van die Here uitdaag daar op die vlakte met die groot beeld moes gaan gras eet. Die Here was by sy kerk daar op die vlakte. Al is sy kerk net 3 lede, was die Here daar. Toe die Satan vir Elia onder die besembos ingooi, toe verskyn die engel van die Here aan hom daar, en weet jy wat sê die engel van die Here vir die kerk? Wat maak jy hier? Staan op, eet, ek het vir jou werk. Die Here beskerm sy kerk. Toe Martin Luther die kerk se 95 klagtes teen die pausdom aan die kerk van Wittenberg vasspyker, was Satan daar en die donker eeue het vir sy kerk begin. Dit was toe nog nie Adventiste kerkie, maar het begin. Die Here was ook daar en het vir Luther en vele ander herhaalde male gered uit doodsbenoude oomblikke. Die Here het sy kerk, sy oogappel, deur die 1260 jaar beskerm. Wanneer ons, sy kerk, wat hier sit vanmôre,
vir ons geloof voor howe gedaag sal word, sal Satan daar wees. Ek en u gaan 'n moeilike tyd hê. Die kerk gaan 'n moeilike tyd hê. Geliefdes, daar is geen kerk op aarde wat se ore vir hom so warm gevry word as die Adventiste kerk. Luister mooi. Geen kerk op aarde nie. Openbaring sê dit. Die draak was vertorend op die vrou. Gee so 'n kort gebed vir my asseblief nou. Ek gaan nie 'n oombliekie gee. Amen. Waaroor gaan die aanslag teen die kerk van die Here nou eintlik? As ons daarna mooi kyk en alle verwarring, alle skynheiligheid, alle verdoeselinge, alle strydvrae, alle goed geselekteerde en isolerende aanhalings, alle stroperige afleidings van vandag op die YouTube kyk. As ons luister na al die venynige sy-stap predikers, of mense wat kerkkopseer het wat op YouTube verskyn. As ons alle nuwe lig wat geselekteerdes na vore bring of aanbied en versigtig nadink en bekyk, dan sien u en ek vanmôre in alle eerlikheid 'n Satan wat grynslag. Die Satan is happy met wat hy sien in ons kerk gebeur. Ons gaan daarna kyk. Iemand in die Oos-Kaap stuur vir my 'n boodskap van nuwe lig. My dierbare geliefdes, en hierdie persoon hardloop vir my plat. Hoor jy wat ek sê? Sy hardloop vir my plat. En daar sit ek, met 'n mond vol tande. En ek sit in stomheid daar in my kamer. Iemand wat ek baie goed ken. En vanmôre wil ek vir u sê, hierdie is nie 'n Willemore preek nie. Dis nie 'n Willemore preek nie. Die preek het ek opgestel in PE Weskerk, onder die leiding van die Here. Geliefdes, dit is 'n boodskap wat ek enige plek in Suid-Afrika kan lewer. Die breë aanval egter daar buite sluit ten minste 3 onderwerpe in, en as jy na alles op YouTube kyk, dan sien jy dit. Dit gaan ten nouste in die breë afvallige protestantiste wêreld daar buite oor die Sabbat en die wet. Kry die wet uit die pad uit, as ons honkie daarin. Dis basies wat Paulus vanoggend gesê het, hy het ander woorde gebruik vir wat die NG predikant vir hom gesê het. Kry die wet uit die pad uit en kry die Sabbat uit die pad uit. Nou volg dit. Leraar Randy Skiet sê, jy kan nie aan die Sabbat krap nie. Dit behoort nie aan ons nie. God het dit ingestel. Jy kan nie daar gaan torring nie. Dit maak nie saak hoeveel titels en pips jy op jou skouers het nie. Ons kan nie daar gaan peter nie. So kan gesê word van die wet. Ons kan nie aan die wet gaan peter nie. Al sê hulle vir jou hoe oor is aan die kruis genaal. Ons kan nie aan die wet peter nie. Maar nou kom die moeilike ding. Bo aan die gewildheidslys is die, in ons teologiese aanvalle, is die aanvalle op die drie eenheid van die Here. En hier sit ek stom geslaan. En die vrou vee die vloer met my in liefde. En ek kry nie 'n woord uit nie.
Die mens kan en mag ook nie aan die drie-eenheid Peter nie, want dit behoort nie aan ons nie. Dis in God se plan so beskik dat hulle drie is en niks anders nie, en daarin steek in verborgenheid in stilsooie, sê E.G. White, is die goue wagwoord. Die volgende gedeelte van my boodskap is in Engels. Mevrou White skryf in 1903, "The warning has come. Nothing is to be allowed to come in that will disturb the foundation of the truth upon which we have been building ever since the message came in 1842, 1843 and 1844. Geliefdes, ek het laaste ook geglimlag en julle kan vir my 'n glimlag gee. Dis nie verkeerd nie. Ons kan glimlag vir mekaar. Want die Here gaan nou praat. Goed so. Geliefdes, vanmôre gaan ek nie om verskoning vra dat ek 'n Engelse gedeelte gaan voorlees. Ek weet nie hoe dit by my uitgekom het nie. Ek kan nie vir u sê hoe ek dit gekry het nie, maar ek het gegoogel en ek het dit gekry en ek is verplig om dit met u te deel. Van kardinale belang. Kritieke belang. Dit het my oë oopgemaak. Dit het my verander in my denke. Dit het my geanker in my geloof. Dit het my geanker in wat ek glo oor die drie-eenheid en oor al ons teologiese stellings. Ek staan vanmôre op vaster grond in my lewe as ooit tevore oor hierdie dinge wat ek ontdek het. Ek staan verplig om dit met u te deel. Ek mag dit nie hou nie. The development of E.G. White's understanding of the Godhead. Ellen White's later writings relating to the Trinity never required her to repudiate earlier statements. She simply wrote as specifically as her visions permitted her to do. Thus, the Lord led the church at that time, my eie woorde, gently and gradually without on the one hand, the Lord led the church gently and gradually without, on the one hand, bypassing individual Bible study and on the other hand, leading them to traditional Trinitarianism. Luister na die datums. Luister na die datums. The Holy Spirit is the comforter in Christ's name. He personifies Christ, yet is a distinct personality, Letters and Manuscripts, volume 8, page 8, datum 1893. Ek wil vir u vra om met my geduldig te wees. Hier kom harde woorde. Reguit woorde. Evil had been accumulating for centuries and could only be restrained and resisted by the mighty power of the Holy Spirit, the third person of the Godhead, who would come with no modified energy, but in the fullness of the divine power. Testimonies to Ministries, page 392. 1896, 3 jaar later. Kyk net hoe groei Mevrou White se siening oor die drie-eenheid, soos gelei deur die Here. The Prince of Power, ek lees dit weer, the Prince of the power of evil can only be held in check by the power of God in the third person of the Godhead, the Holy Spirit. Special Testimonies, bladsy 37.1, 1897. Is u met my? Is u met my? We need to realize that the Holy Spirit, who is as much a person as God, is walking through these grounds, waar sy was toe sy geskryf het. 1899.
Sin could only be resisted and overcome through the mighty agency of the third person of the Godhead, who could come with no modified energy, but in the fullness of divine power. It is Spirit that makes effectual what has been wrought out by the world's Redeemer. 1898, 'n jaar later. The three distinct agencies, the Father, the Son, and the Holy Ghost, work together for human beings. They are united in the work of making the church, like the church in heaven. Kan u vanmôre terwyl ek aangaan, die rol van die Heilige Gees sien? Kan u vanmôre sy persoonlikheid sien terwyl ons glo en verstaan en sien dat E.G. White dit sê? Daar is nie twyfel nie. When you gave yourself to Christ, you made a pledge in the presence of the Father, the Son, and the Holy Ghost, the three great personal dignitaries of heaven. 1901. Hold fast to this pledge. Geliefdes, daar het iemand nou uit P. Weskerk uitgestap. Nou, uitgestap. Geloop. Weet jy wat sê hy? Hy wil niks met E.G. White te doen hê. En ek steek my hand op. Ek steek my hand op. Gebaseer op wat hier staan. Ek steek my hand op. Geliefdes, toe u en ek, wat vanmôre hier sit, deur die doopbak gaan, ek weet nie waar is julle doopbak nie, het ons hande hoog opgesteek, om die doopgeloftes te eer, en te respekteer, en te erken. Nou loop hierdie man uit die kerk uit. Weet jy wat maak hy? Hy hou die Sabbat, maar hy gaan bid Sondag in die NG Kerk. Net in die verbygaan. Our sanctification is the work of the Father, the Son, and the Holy Spirit. They cooperate with the three great powers of heaven who are working on your behalf. 1901. There are three living persons of the heavenly trio in the name of these three great powers, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Those who receive Christ by living faith are baptized, and these three powers will cooperate with the obedient subjects of heaven in their efforts to live the new life in Christ after baptism. Byna klaar met die aanhalings. The Holy Spirit is a person, for he bears witness with our spirits that we are children of God. Is daar 'n amen? Amen. Hierdie is nou die mooiste. Dit wat ek nou gaan lees is die mooiste. Ek is effens emosioneel, maar dit is goed so. Ek is nie haastig. As the saints in the kingdom of God are accepted in the beloved to hear, come, ye blessed of the Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world, and then the golden harps are touched. Kom in die hemel aan. The golden harps are touched. And the music flows through the heavenly host as they fall and worship the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ek hoop dat u sien dat my gesindheid reg is. Hierdie preek kom met meer liefde as enigiets anders. Mag die Here met julle praat en met my praat verder. Laaste enetjie. In the name of whom were you baptized? You went down in the water in the name of the three great worthies in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ek het dit van tevore ook op 'n ander manier gelees seker. Nou kom daar vir julle bemoediging.
Petrus skryf nou vir jou en vir my. Hy sê julle wat vanmôre hier sit, die oorblyfsel kerk is 'n koninklike priesterdom. 'n Nasie wat vir God afgesonder is, 'n eiendomsvolk. Ek dink broer Lou die woord op vanmôre gebruik. Ons is nie maar net 'n klomp hier juis nie. Dis hoekom hierdie boodskap vanmôre na my toe kom. Dat ons sal besef, bly by wat jy geleer het. Hier word gepraat van die vroeë oorblyfsel kerk, nie een wat nog gevorm moet word nie. Geliefdes, ons is op Jeffreys Bay verlede Sabbat en daar's 'n lesing wat aangebied word, dis 'n soundtrack. Ek het te moeg geraak, ek moes huis toe gaan. En die lesing gaan oor die oorblyfsel kerk. En daar is bevestig wat ek nou vir u sê, dat hierdie is en bly die oorblyfsel kerk van die Here. Daar is nie tyd vir die vorming van 'n nuwe sogenaamde oorblyfsel kerk nie, en uit wat moet hierdie kerk nou saamgestel word? Ons kan nie nou 'n nuwe oorblyfsel stig nie, ons gaan misluk. Die Here het die oorblyfsel gaan haal uit Egipte uit. Dis hoekom ek gewys het na die aanvalle teen die kerk van daardie tyd. There is no need to doubt, to be fearful that the remnant church will not succeed. God is at the head of the work and he shall set everything in order. Let us have faith that God is going to carry the noble ship which bears the people of God safely into port. Dankie. Hierdie kerk gaan veilig deur die stormwaters. Moenie van hierdie boot afspring nie. Is my pleidooi in die naam van die Here terwyl ek voortgaan. Although there are evils in the church, will be until the end of the world, the church in these last days is to be the light of the world that is polluted and demoralized by sin. The church may appear as about to fall, but it does not fall, it remains, while the sinners in Zion will be sifted out as chaff, separated from the precious wheat. Is u bly behoort aan hierdie kerk? Is u bly behoort aan hierdie kerk? Hierdie kerk is jou kerk. En my kerk. O nee, ek is verkeerd. Dis die Here se kerk. Dis nie my kerk nie. Dis nie u kerk. Maar dankie Here dat ons wat vanoggend hier sit, lede is van hierdie kerk van die Here. The church may appear to fall. Ek het dit gelees. Ek gaan die volgende een lees. Some have advanced the idea or the thought that as we near the close of time, every child of God will act independently of any religious organization. Nee. Geliefdes, ons het kerke wat vir hoeveel jare bestaan. Ons behoort aan 'n kerkorganisasie met foute, ons kom nou daarby. Maar bly by hierdie kerk. Only God is infallible, but it does not mean we leave the church and start some new organization because the leadership makes mistakes. U wat vanoggend hier sit, my dierbare geliefdes, weet wat in die wêreldkerk aangaan. Ja of nee? Ons weet. Moenie dat wat in die topbestuur aangaan nie moedeloos maak nie. Hou vas wat jy het. Hier kom dit nou. The church, enfeebled and defective though it be, is the only object on which Christ bestows his supreme regard. Gaan krap aan die oogappel van die Here.
en jy gaan seer kry. So seker as wat ek vanmôre voor u staan, gaan krap aan die oogappel van die Here en ons gaan seer kry. Ek glo vanmôre en ek oordeel nie, ek deel 'n siening met u. Daar's mense in die topbestuur wat gaan seer kry. Baie eerlik. Opwindende inligting. At the commencement of the time of trouble, before the closing of probation, and before the plague starts to fall, we were filled with the Holy Spirit as we went forth and proclaimed the Sabbath more fully. Kyk net wat lê voor ons. Kyk net wat lê voor ons. Die opwinding dat hierdie kerk gaan seëvier. Ek lees vanmôre, verskoon verlede donderdag, dat die Here sy gees sal uitstort op alle vlees en dat elkeen wat die naam van die Here aanroep, gered sal word. Kom ek vertel u iets van myself. Ek kan nie wag dat die Here sy gees op my gaan uitstort nie. Ek is nog nie daar nie. Laat die Here my sal vat en my sal oplig na hoër hoogtes met hom. Geliefdes, ek wil nie meer rondydel nie. Daar's iets wat moet gebeur in ons lewens en die Here moet by my begin. Wat van u vanmôre? Ek is byna klaar. Before the final visitation of God's judgments upon the earth, there will be amongst the people of God, die oorblyfsel kerk, such a revival of primitive godliness as has not been witnessed since apostolic times. Geliefdes, die Here wil vir jou en vir my regmaak vir die wederkoms. Waarmee is ons besig? Waarmee is ons besig? Kosbare siele sal vanuit afvallige protestantiste kerke die roepstem van die derde engel van Openbaring hoor en sal soos Lot en sy gesin vinnig uit die kerke gebring word na die oorblyfsel kerk. Hierdie kerkie gaan nie dit vat nie. Hierdie kerkie gaan dit nie kan hanteer nie. Many who have strayed from the fold will come back to follow the great shepherd. Hier sit ma's en pa's. Hier ook. Ek ook. Wat bid vir familielede wat moet kom. Hulle moet terugkom. Daar's geen ander plek waar hulle kan heen gaan nie. Wat 'n heerlike vooruitsig. Hulle gaan kom. Hulle gaan kom. Ek kan nie wag vir daai dag nie. Satan se laaste aanslag. Die Satan se laaste aanval teen die kerk sal wees wanneer die wolke sal wegrol en Christus met sy verlosters gaan kom. Maar helaas, dit is dan nie meer God strydende kerk nie, maar God seëvierende kerk. Is dit nie pragtig nie? Geliefdes, ek vra vanoggend vir u in liefde en in nederigheid. Maak reg. Maak reg. Maak seker dat dit wat u glo op die fondasie van die woord gebou is. Moenie, verskoon nou die woord, moenie na die snet luister wat YouTube jou bring nie. Ek is jammer dat ek my vinger wys, dit mag gebeur. Moenie na die gemors wat YouTube jou bring luister nie.
Ek kry preke van afvallige protestantiste predikers wat adventiste vir my stuur. Ek sê vir hulle, hou op om hierdie goed te kyk en te luister. Suster White sê, ons mag dit nie doen nie. Reg of verkeerd, broer Lou? Broer Lou het dit genoem vanmôre hier. Ek het nie geweet hy gaan dit noem nie. Hy het 2 gevalle genoem. Ek kan vir die 20 genoem, as ek nou net die tyd het. Paulus sê vir Timoteus ten slotte, bly by wat jy geleer het. Mag die Here u versterk en u bemoedig, en mag u vanoggend besef, dat die boodskap kom hier uit. Hier is nie kritiek hierso nie. Julle is die uitverkore volk van God. Julle, geliefdes, moet my saamvat hemel toe. Ons kan nie na ander dinge mee besig wees nie. Julle moet my saamvat hemel toe. En ek vir julle. Is dit nie waar nie? Die Here seën vir u baie dankie, hoor. Baie dankie, Marius. Ons het baie om aan te dink. En mag die Here dit gun dat ons die geleentheid sal hê om te dink. Kom ons sluit af deur saam te sing van lied nommer 436.